Die Baptistekerke in Suid-Amerika verteenwoordig een van die grootste protestantse groepe in Suid-Amerika en daar is vandag miljoene en miljoene lede. Maar daar's 'n interessante storie oor hoe dit in Suid-Amerika geplant is. En dit wys vir jou hoe dat die Here die buitengewone kan doen deur een persoon wat aan hom oorgegee is. Dit het begin deur 'n Chinees wat daar kom werk het. Sy naam was Lo Afook. Hy is in 1841 in China gebore en hy het sonder ouers groot geword. Hy is deur sy tante aangeneem. As jong man het hy op 'n dag in die straat na 'n vreemdeling geluister wat hulle van Jesus vertel het. Hierdie vreemdeling was 'n sendeling, 'n baptiste sendeling. En die boodskap het hom getref en hy het al meer begin luister en na 'n tyd het hy sy lewe aan hierdie Jesus oorgegee. Op daardie stadium het hy in 'n haarkapperwinkel gewerk, maar sy nuutgevonde geloof was so erg dat hy nie anders kon as om hierdie lewe met sy kliënte te deel nie. Hy wou graag kerk toe gaan, maar Sondag moes hy werk. Hy het toe vir die eienaar van die winkel toestemming gevra dat hy Sondag kon afkry om kerk toe te gaan, maar hy was bereid dat hulle sy betaling kon verminder. Die Here het egter 'n baie beter plan vir hom gehad. Sy baas het sy versoek geweier en hom afgedank. Sy tante was baie kwaad toe sy uitvind dat hy 'n Christen geword het, nog meer toe sy ontdek dat hy sy werk verloor het. Sy het alles in haar vermoë gedoen om Lou van sy nuutgevonde geloof af weg te kry. Sy sou byvoorbeeld sy klere en skoene wegsteek om te verhoed dat hy die huis verlaat om by die Christene te kan uitkom. Die Christen het hom egter ondersteun in sy geloof en dit het net sterker begin groei in hom. Hy het gebid dat hy 'n instrument mag wees wat die Here sou gebruik. Hy het geweet dit beteken hy moet sy wil oorgee. Hy moet met integriteit leef. Hy moet homself beskikbaar stel. Hy moet die woord sy eie maak. Na 'n paar jaar het Lou geglo dat die Here vir hom 'n deur oopmaak om Chinese mense wat in ander lande gaan werk het, te bereik. Maar dit sou teen 'n prys kom. Hy sou China moes verlaat. In daardie tyd het die Britte baie Chinese mense gewerf om as kontraktarbeiders in ander dele van die wêreld te gaan werk. Hulle het kontrakte vir termyne van 5 tot 7 jaar in Guyana, daardie land net so bokant Brasilië en Suid-Amerika, uitgeskryf. Hy het aangevoel dat dit 'n wonderlike manier kon wees om uit te reik en die evangelie met sy mede-arbeiders te gaan deel. Hy het dus aangemeld om so kontrakwerker te word en hy het aan boord van 'n skip na Guyana toegegaan. Terwyl hy nog op die skip was, kon hy die evangelie met sy mede-arbeiders deel en verskeie van hulle het ook besluit om Jesus te volg. Nadat hulle daar aangekom het Lou in kontak gebly met sy nuwe vriende. Hulle het Sondag saam begin aanbid. Dit was moeilike dae. Die werk was moeilik, die betaling was min, maar die Here het sy getuienis geseën. Hy kon daarin slaag om nog meer mense vir Jesus te wen. Hierdie mense het uiteindelik genoeg geld bymekaar gemaak sodat uit sy kontrak kon kom. Hy kon hom nou voltyds daaraan wy om sy geloof te deel en om gemeentes te begin. Op hierdie manier het die Here 'n Chinees gebruik om die eerste Baptistekerk in Guyana te vestig. Jy kan nie dink een persoon om in daardie hele kontinent 'n kerk te begin wat vandag miljoene volgelinge het. En sy voorbeeld herinner vir ons aan daardie bekende woorde in Filippense 2 vers 5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, vir jou en vir my. Jy sien, wie sou nou kon dink dat die Here een eenvoudige, jong, vader-moederlose seun in China sou gebruik om 'n werk te begin wat vandag miljoene en miljoene volgelinge het. Kom ons bid saam. Here, dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat U dit vir ons moontlik maak om U te volg, om deel van U raadsplan te wees. Help vir ons om te onthou, ons is besig met ewigheidswerk. Amen.